Goed. Ons kuier nog steeds saam met Aleid en Lisa van Okasie. Ons tafel is klaar, maar ek moet sê die weer speel nie saam nie. Ek dink jy het dit gejinx. Die Pretorianer het dit gejinx. Ja. Ons is nie gewoond aan hierdie weer nie. Die weer het so vinnig verander. In Pretoria is dit sonskyn en rose. Gelukkig is die afdakkie, so is ja, dit so veilig. gelukkig het ons 'n afdakkie. Waarmee was ons besig? Ons het die blommerangskik. Ja, en ek alles sien is julle is nou, nou besig met sulke die klein papiertjies. Hierdie is actually baie cool. Dis waterbomme. Maar jy kan enigiets daarin sit en die nice ding hiervan is jy kan dit self vou. So al die stationery wat jy op die tafel sien, kan jy self by die huis maak. Ek hou van hierdie. Ja, die oversized black miking. Ja. En die cool ding is, ek dink die neiging in die mark nou, in die events industry, is actually dat jy kan doen wat jy wil. Ja. Mense is geïntimideerd met al hierdie cutlery en die glase, al is hulle nou hoe ordentlik of grand. Om te dek. Hulle weet soms net nie lekker waar om te begin nie. So jy sal sien die tafel is messy, die stoele is redelik te skeef en die servet is sommer daar Ek dink vasgebind. dis die wind wat alles weggewaai het. Maar nee, dit is Dis 'n goeie verskoning in die kamer. En die een glas byvoorbeeld onderste bo, ek dink dit is ook 'n praktiese ding. Jy weet veral met buitetroues of buite events, as die pollen of die saadjies in die glase val, ek dink dit is nogal cool. Ja. En daar's interaksie vir die gaste. Hulle kan dit self omdraai. Hierdie dis klein lekker. goedjies, jy kan ook daarmee speel. Ja. As die persoon langs jou 'n bietjie irriteer of hulle is boring, hou jouself besig. En die lepel wat in die glas is? Dis vir nagereg, maar dis weer eens net bloot. Jy weet, daar is nie reëls nie. Alles het verander. Die dae van dis hoe dit moet gedoen word en met perfekte netjies wees. Ek dink dis verby. Mense is baie meer gemaklik en deur die tafel wat so lyk, voel mense dit lyk of al reeds gekuier is by die tafel. Dis 'n baie cool ding. En dink jy daar's baie trends van mense wat by die huis onthaal en by die huis troues hou? Ja, ek dink is actually 'n Kaap ding, maar dis iets wat ontwikkel het in Amerika. Dis backyard weddings, wat hulle dit noem. Ek dink dit is ook 'n Pretoriaanse. Hoe is dit? Maar dis 'n bring and buy. Maar jy moet dit net stylvol doen en die funny ding is mense dink dit werk verskriklik goedkoop uit, maar dit doen nie. Is dit? Want jy moet alles nog steeds inhuur, so waar jy 'n venue hire sal betaal van 10 tot 40.000 rand by 'n venue. As jy dit by jou huis hou, kan dit redelik duur raak en daar kan baie breakages wees. So na die event of die troue kry jy hierdie bil van nog 15.000 rand en dan is daar konflik met die event coördinator en die kliënt. So just be careful. En gou voor ons gaan. Laaste punt, puntjies. Lisa met die laaste. Kersie op die koek. Die kersie op die koek. Net 'n argitektoniese element, lekker eksotiese blaar. So ek sê glad nie reëls nie. Glad nie. Niks reëls. En niks pas by mekaar nie. Die cool ding is jy kan dit uit jou tuin net haal. Jy hoef nie blomme te gaan koop nie. Of op 'n Sondag na die garage te ry as jy die moeilikheid is met just get something in your garden and it can look stunning, clean and slick. En jy kan lekker speel met koerantpapier ook om hierdie goedjies te maak. Goed reg. Boeke as jy nou 'n bietjie meer soos 'n vintage tema kan jy nou die ou boeke doen mooi bladmusiek self. So Dan alles af waar vir jy gaan. Ja, die klassieke vintage of meer iets vars soos vandag. So die trends nou net wat waar ons gepraat het is net messy, relaxed. It's all about the party, it's all about the celebration. Die een ding wat ek wil weet, ek het gisterand by mense gaan kuier en ek sien baie gaste kom daaraan en niemand bring eintlik vir die gasvrou iets nie. Ja, dis baie swak maniere. Wat bring 'n mens? Wat baie special is en MC het ons actually baie mooi geleer. Ons kan nie jou gesig sien met hierdie groot plant. Glad die prakties. Skus Lisa. bietjie onthou. Ek dink wat baie in die ou dae het hulle Woensdag voor die Saterdag, dan stuur jy vir die gasvrou, jy gaan lewer dit self af 'n bos blomme. En dis my baie cool en baie ordentlik. Maar hedendaags, ek meen as mense aankom sonder 'n bottel wyn of met alle respek, hulle sou kom en om die bottel wyn wat hulle gebring het weer terug te vat. Dit is nie reg. Ek het nou die dag gesien. So vra hulle vir hulle wyn terug. Maar ek dink ek hou daarvan as mense by ons kom eet en hulle bring byvoorbeeld herbs uit hulle tuin uit 'n bossie of 'n spesiale bottel wyn wat hulle weet ek sal like. Dis vir my baie special. En iets anders ook, as jy 'n bottel wyn na mense toe vat, dit is nie goeie maniere om jou eie wyn oop te maak en dit self te drink nie. Ja. Dis die gasheer of die gasvrou, hulle kan daai besluit maak. So dis wyn en wat se ander ons kan kreatief raak met die geskenkies vir die gasvrou. Soos hy nou sê, Vir die gasvrou, sigare. Net in die Kaap.
Ja, nee, ek dink mense moet net uit die boks uit dink, jy weet, en doen wat spesiaal is vir die persoon wat jy onthaal, want ons almal weet as jy uit eet, dit kan flippend duur raak as jy dis duurder om by jou huis te onthaal as om uit te eet. En na die tyd sê jy altyd dankie met jou SMS stuur. Weer eens, wat is die reels? In die ou dae het hulle 'n koevert en en dan letterlik word dit afgelewer by jou. Dis nie daai charm van print of handgeskrewe notas. Maar nou 'n SMS of 'n call, dalk die aand 'n SMS en weer die maandag dankie vir die lekker kuier. Solank jy net nie jok nie. Maar jy moet maniere hê. Ja. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ons so lekker gekuier. Dankie. Thanks. Ons is net na die breek terug, so bly saam met Expresso op SABC3.